Welkom terug by hierdie week se Standard Bank Vars Markoorsig. Maandeinde vraag kan sekere pryse hierdie week dan 'n hupstoot gee, maar tomaties en sitrus sit reeds onder geweldige volume druk. Met volgende maandag se vakansiedag wat ook nou nog vir ons voorlê, kan voorraad vinnig ophoop indien te veel produk laat in die week in die mark inkom. Kan sterker vraag hierdie week die markte ondersteun of gaan die warmer winter en hoër volumes pryse vroeër as normaal onder druk plaas? Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se episode, moontlik gemaak deur Standard Bank. Die gemiddelde aardappelprys het verlede week met 6% gestyg na R64,63 per 10 kg. Klas 1 ekstra groot mondeels het teen R55 per 10 kg verhandel. Klas 1 groot mondeels gestyg na R82 met klas 1 medium mondeels wat ook styg na R65. Die gemiddelde prys is nou so 39% hoër as 'n jaar gelede, terwyl volumes sowat 13% laer is jaar op jaar. Laasweek het goed gegaan, maar die mark het bietjie begin sukkel oor die naweek met swak vraag wat nie al die volumes kon wegvat nie. Maandeinde sal wel die week nog sterk wees, maar dink ek wel dat die swak begin van hierdie week moontlik pryse onder druk kan sit. Die agente is wel bietjie bekommerd oor volgende week maandag se vakansiedag waaraan ekstra druk op vraag kan sit en dis ekstra druk op pryse ook kan sit. As daar te veel volumes nader aan die einde van die week gaan inkom, kan die mark met baie voorraad in volgende week ingaan en dis weer baie druk op pryse ervaar. Tomatiepryse het met so 10% gedaal na R10 per kilogram, terwyl volumes week op week met 14% gestyg het, soos wat ons dan verwag het. Ons is maar baie bekommerd oor hierdie mark vir nou met baie volumes tans op die mark en nog baie wat verwag word. Die beter verwagte vraag vir hierdie week behoort nie eers te help nie en kan pryse dus onder verdere druk kom hierdie week. Eierpryse het verlede week met 15% gedaal na gemiddeld van R85,96 per 10 kg sakkie. Bruin klas 1 medium eie het gemiddeld op 114 ingekom, wit klas 1 medium eie op 109 met rooi klas 1 medium eie laer op R203. Dit begin vir my lyk of ons dalk 2023 se prystendens vir die res van hierdie jaar kan volg en dis dan veral laer pryse in September en Oktober weer kan sien soos meer volumes in die marke inkom. Ons verwag volumes om relatief hoog te bly tot en met die einde van die jaar. Wortelpryse het verlede week met 3% gedaal na R5,50 per kilogram. Ons het die naweek baie kouer toestande beleef in sekere produksieareas wat dalk bietjie van die aanbod kan beperk oor die begin van die week, terwyl beter vraag ook moontlik pryse kan ondersteun of minstens dan sywaarts laat beweeg hierdie week. Langer termyn kan wortelpryse weer onder druk kom in Augustus en September, soos meer volumes kan inkom. Die gemiddelde soetrussiepryse het met 7% gedaal na R16,54. Groen soetrussies was hoër op R10,94, geel soetrussies 30% laer op R29 en rooi soetrussies 18% laer op R30 per kilogram. Hierdie pryse kan hoog bly tot in Augustus, waarna dit moontlik weer kan begin daal as die warmer weer hierdie mark onder druk sit. Hou dalk moontlik hierdie jaar dop, dit kan dalk vinniger onder druk kom met volumes wat vinniger na die markte kan kom. Koolpryse daal na R3,28, patats daal na R4,06, spinasie het met 16% gedaal na R4,28, botterskorsies styg na R5,53, pampoene styg na R2,72, groenbone daal na R21,38 en komkommers 28% laer op R11,74. Die gemiddelde knoffelprys styg na R64,05 met plaaslike knoffel nou op R61 en ingevoerde knoffel rondom R66 per kilogram laasweek. As ons oorbeweeg in die vrugtemarkte, het piesangpryse dan met 20% gestyg na R10,22 per kilogram laasweek of ongeveer R184 per 18 kg boks. Beter maandeinde vraag en laer volumes behoort hierdie mark te ondersteun en pryse dus op te druk weer hierdie week. Appelpryse styg met 4% na R9,48, terwyl pere 1% styg na R9,89 per kilogram. Dit lyk of appels dalk nou in sy opwaartse tendens kan bly, terwyl pere moontlik eers van September dan in 'n sterker opwaartse tendens gaan inbeweeg. Lemoenpryse daal met 3% na R2,40 per kilogram en is nou 44% laer as wat ons laas jaar die tyd gesien het, met volumes wat 80% hoër is jaar op jaar, nogals kommerwekkend.
Geweldige hoë sitrusvolumes plaas steeds druk op hierdie mark met swakker kwaliteit en min uitvoere wat dan ook steeds 'n probleem bly. Suurlemoene daal na R3.86 met pomelos wat dan gestyg het na R4.86 per kilogram. Avokados het die afgelope week met so 1% teruggesak na R16.80 per kilogram en kan moontlik weer teen September nader aan die R20 per kilogram merk wees. Veertuis het gemiddeld op R26 ingekom, Haas op 14 en Pinkertons ook op R14 per kilogram. Tafeldrywe het dan verlede week met 69% gespring na R82.14 per kilogram, weens 'n 48% daling in ons plaaslike volumes. Hierdie mark sal nou grootliks op ingevoerde produkte afhanklik wees, met pryse wat dan as gevolg daarvan baie hoog en baie volatiel kan bly oor die volgende paar maande. Pineappels styg na R10.77 met blou bessies ongeveer 10% laer op R65 per kilogram. Blou bessie pryse behoort nou vir die res van die jaar dis op 'n laer vlak of op 'n afwaartse tendens te bly en moontlik eers weer in Februarie 2027 weer in 'n sterker opwaartse beweging in te beweeg. Om saam te vat, die mark bly sterk verdeeld op die oomblik. Aartappels, piesangs en moontlik wortels kan op die kort termyn deur beter maandeinde vraag ondersteun word, maar tomaties en sitrus bly kwesbaar weens hierdie hoë volumes wat ons tans sien. Volgende maandag se vakansiedag verhoog ook die risiko dat voorraad oor die naweek kan ophoop en pryse vroeg volgende week verder onder druk kan plaas. Die grootste risiko bly egter dat die warmer winter nuwe aanbod vroeër as normaal mark toe kan bring en Augustus en September se prysdruk versnel. Baie dankie dat jy ingeskakel het by hierdie week se Standard Bank vars markoorsig wat natuurlik moontlik gemaak word deur Standard Bank. Sien weer volgende week.